God's plan has always been to include us, not just as spectators, but as part of His story. Through Jesus' sacrifice, we're adopted as God's children, filled with His Spirit and called to change the world. Jesus said, "I am the vine and you are the branches." When we stay connected to Him, His life flows through us, making us fruitful and alive in His purpose. Die storie van 'n seun wat aan 'n swemkompetisie moet deelneem. En hier daag hy op by die swembad. Maar in sy wêreld is hy net by die swembad. En hier spring hy in die water en hy speel en op 'n stadium kom die beamptes na hom toe en sê vir hom: "Luister, wat dink jy doen jy? Hier is nie 'n sirkus nie. Hier is 'n swemkompetisie." En hy sê: "O gats, ek het net gedink ek is hier om in die swembad te swem." Jy sien, sy persepsie het sy gedrag beïnvloed. En sy gedrag het uitdrukking gegee aan sy geloof. Jy sien, ek en jy kan ons gedrag en ons persepsie nie losmaak van hoe ons lewe leef en interaksie het met mense nie. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy van die regte verwysing en van die regte platform sal leef, want dit beïnvloed alles in ons lewe. As ons dink aan ons tema hierdie jaar, sy glorie, my storie. Nooi Jesus jou en my uit om te kom fokus op sy heerlikheid. En deurdat ek en jy daarop fokus, ons toelaat dat sy heerlikheid, sy glorie, ons eie storie beïnvloed en ons die ontdekkingsreis stap saam met hom oor dit wat hy vir jou en my lewe in plan het. Ek wil vanmôre sê, die grootste openbaring wat ek en jy kan hê, is nie om inligting te hê oor 'n klomp ander goed nie, maar die grootste openbaring is om te verstaan waarvan ek en jy geestelik deel is. En daai deel is om te verstaan dat ek en jy ingesluit is in Christus en ook sy plan vir jou en my lewe. As ons begin deur die boek Romeine, en ek wil net vanmôre vir jou persoonlik ook uitdaag. Ons het vir hierdie hele reeks, is daar 'n Bybelplan wat jy op die toep YouVersion, die Bybelprogram, kan gaan deel hê. Jy kan hom net gaan soek, Doxadio ingesluit, en jy kan vir die volgende paar dae saam reis oor hierdie ontdekking, oor wat ingesluit vir jou ook beteken. Maar as jy die boek Romeine vat, en Romeine is 'n ongelooflike boek. As jy Bybelstudie doen, en Romeine is nie deel van dit nie, maak hom deel daarvan. Want die waarheid van dit, wat Christus kom sê, oor ons ingesluitheid, is krities. Ingesluit beteken, vir jou en my, net soos Adam, sy ongehoorsaamheid gelei het tot die val, en ons ingesluit was in dit, is ons deur een man ook, sy gehoorsaamheid ingesluit, Jesus Christus, ingesluit deur wat hy gedoen het, en hy maak ons saam met hom heersers oor alles. Jy sien, God roep vir jou en my om vanuit daardie ontdekking te leef. Ons heers nie oor wat ons kon doen, maar ons heers vanuit sy oorwinning. Ons is deel van genade in Christus, nie meer deel van Adam nie. Ons is in Christus. En daarom die lied wat ons vanmôre gesing het, so 'n belangrike verklaring, want die lied sê, ek is nie meer deel van die sondige natuur en dit wat Adam gedoen het nie. Ek leef van die waarheid van dit wat Christus gedoen het. En weer eens die implikasie van ingesluit beteken, my belydenis is, ek is nie meer 'n sondaar nie. Nie meer 'n sondaar nie. Ek het nog die geneigtheid om verkeerd en dom goed te kan doen. Maar dis nie meer wie ek is, of my natuur nie. 1 Korintiërs 1 vers 30 kom en sê, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God, en geregtigheid, en heiligmaking, en verlossing. So ons realiteit is, hierdie ingesluitheid in dit wat hy gedoen het. En Romeine 6 vat ons op hierdie ontdekkingsreis.
Ons identifiseer nou nie meer met die ou idee nie, die ou ideologie nie, maar ons identifiseer nou met Christus. En Paulus kom, en hy probeer die mense uitdaag en vir hulle sê, hoe kan julle so spring tussen die verwysings? Want weet jy wat gebeur baie keer met ons in ons lewe? Wanneer ons onder druk is, dan val ons terug na die ou maniere toe, want ons is gewoond aan die ou maniere. Ag Here, waarom is hierdie my lot? Here, hoekom gebeur hierdie goed? Ek kan nie dink ek het iets verkeerd gedoen nie, maar ek moes iets verkeerd gedoen het, dat U my nou so straf. Hy kom in Romeine 6 vers 1 en hy sê, beteken dit dat ons in die sonde moet voortlewe, sodat die genade steeds oorvloedig kan word? Ag Here, ek wil net hierdie sonde 'n bietjie bely, sodat ek die genade kan beleef. Ag Here, ek is skuldig voor U. Vanmôre toe ek hier inry, toe onthou ek 'n liedjie jare terug. Ek dink die skrywer wat hom geskryf het en gesing het was Willie Joubert. Waar hy die liedjie sing, ek staan skuldig voor U Heer, voor U my Vader wat regeer. En dan gaan hy aan in die woorde aan sê, o Heer vergewe my, o Heer kom maak my vry. Ek staan in die teenwoordigheid van my Vader onskuldig. Maak nie saak wat ek gister gedoen het nie, want ek is geregverdig en vrygespreek. En daarom wil ek vanmôre vir jou kom sê, vir jou en my, verhouding is dissipline. En dissipline beteken om die waarheid in ons lewens toe te pas, al voel ek dit nie. Al voel ek, die vyand kom en sê vir my, jy's 'n niks werd, jy's nie die moeite werd nie. Die teendeel te bely, want geloof en uitdrukking kom deur dit wat in my gestalte vind. Hy gaan verder en hy sê, die Engels sê, in plain Engels, glad nie. Maar hy kom en hy sê, hoegenaamd nie. Sonde kan ons nie meer hierdie van ons beïnvloed nie. Ons is immers dood vir die sonde. Nou ek weet nie van jou nie. Ek het weer die voorreg gehad om saam met 'n familie te reis. Ek het hulle so rukkie terug getrou en ek het toe nou sy ma se roudiens gedoen Vrydag in Alberton. Daar is nie klassifikasies van dood nie. Is daar? Die dood is as jy dood. Jy's dood. Waarom sal ons hierdie ingesluitheid nie verstaan nie en dink daar's kategorieë van dood? Ek is in Christus, maar dis nog nie heeltemal dood nie. Ek glo nog steeds, daar's 'n bietjie van die ou Adam wat in my leef. Daar's nog 'n stukkie van hierdie sondige natuur. Dis tog, en hy gaan verder, hy sê, dis tog onmoontlik dat ons nog langer daarin kan voortlewe. Dood teenoor lewe. Of het julle vergeet dat ons met ons doop een geword het met Christus Jesus en so saam met hom gesterf het? Deur die doop is ons saam met hom begrawe as mense wat deel in sy dood. En nou kan ons, net soos Christus, wat deur 'n heerlike magsdaad van die Vader opgewek is, ook 'n totale nuwe lewe leef. Paulus kom en hy probeer hulle met hierdie absurde vraag uitdaag. Hy sê selfs in hoofstuk 3, noem hy dat sommige hulle daarvan beskuldig het, dat hulle net hierdie genadige manier van leef verkondig het, en dat hulle dan kan aanhou sondig, want hulle is onder die genade. Maar wat het ons in die begin gesê? Die platform en die verwysing van waar ek leef, die waarheid wat gestalte in my hart vind, beïnvloed my gedrag en my optrede. Dan word as ek verstaan, dat ek ingesluit is in Christus se werk, kom beïnvloed dit my om van daai verwysing te lewe, en alles in my lewe verander. Jy sien, Paulus daag hulle uit en hy sê vir hulle, julle verstaan nog nie waarvan julle deel is nie. En dis een van Paulus se sentrale leerstellings in die Nuwe Testament.
En dit is, in Christus, is waar ek en jy leef. Ons is deur dit wat hy gedoen het, gevrywaar van die houvas van sonde oor ons lewens. Sonde het nie meer die reg en die kapasiteit in ons lewe om ons gedrag te beïnvloed nie. Ons kies om uitgesluit te leef. Want ek dink baie keer in ons lewe gee ons die duiwel baie meer reg en gesag as wat hy het. Ons laat toe en nie andersom nie. Ek dink altyd wanneer ek hierdie lees aan die prentjie van 'n marionet. Die duiwel kom nie en speel met ons as die marionet en beïnvloed ons om links en regs en so te gaan nie. Ek en jy, vrye keuse. Vrye keuse. En verhouding beteken om te kies vir die verhouding. Maar jy sien, ons hoor baie keer mense sê, ja, maar Jonathan, in elke mens is daar 'n wit en 'n swart hond. Jy het al daai analogie gehoor? En die hond wat jou voed, is die hond wat blaf. Jy sien, die wit hond is die hond wat verteenwoordig alles wat goed is, naaste liefde, en die swart hond is die sleg en al die donker en die goed. En die hond wat jy baie voer is die een wat heers. Maar ouens, dit vat ons weer na 'n plek toe van werke. Ek moet weer iets doen. Ek moet nou weer hierdie doen, of ek moet dit doen, of ek moet. En ek wil dit kalm en gemaklik sê. Maar wat verstaan ons soms nie? Dat hy vir jou en my gesê het, my genade en die prys wat ek vir jou betaal het, is genoeg. Ons hoef niks te doen nie, want hy het alles gedoen. En dit beteken, en ek is lief vir die uitdrukking, julle het my dit al gehoor sê, the good in my life, the bad in my life, and the ugly in my life, is alreeds afgehandel. Alreeds afgehandel. As ek en jy net met die verstaan van 'n kind, wat nou net na jy vir hom gesê het, hou op golfballe slaan in die huis, jy gaan die venster breek. Hou op, jy gaan die venster breek. En skielik hoor jy, kaching, en jy weet, kaching, want dit kos baie, en die venster is in 1000 stukkies. En nou hardloop jou kind, want nou weet hy droog gemaak. Maar 5 minute later, het hy die domme strante in te lek om na jou toe te kom en te sê, so gaan ons uit eet vanaand. Uit eet, ons gaan nie eers kos eet vir die volgende jaar nie, want jy weet nie wat kos daai venster nie. Hoekom? Want hy verstaan, hy's ingesluit. Hy verstaan wie en wat hy is. Hy verstaan, sy gedrag beïnvloed nie die liefde in die huis nie. Hy verstaan, die dom goed oor 'n jaar wat hy nou gaan doen, gaan nie hierdie liefde en hierdie verhouding enigsins beïnvloed nie. Waarom sal ek en jy enigsins anders lewe? So, die honde in ons is dood deur dit wat Christus gedoen het. Ons lewe van daai verwysing. Want Romeine 5 vers 6 kom en sê, want toe ons nog swak was, toe ons nog gedink het ons lewe van Adam, van die verkeerd, van die skuld, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterf. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterf. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. En laasweek het ons oor hierdie woordjie gekuier, veel meer. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn, van die skuldvonnis van sonde. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Weereens trappe van vergelyking. Versoen is 'n afgehandelde werk. Ons is ingesluit. Terwyl ons nog sy vyande was, het hy ons ingesluit.
En Paulus daag ons uit, soos hy hulle uitgedaag het, om anders te dink, om anders te leef. Nou, in ons kultuur is koffie en beskuit 'n baie belangrike ding. Party van ons hou van karringmelk, ander hou van gesondheids, maar ons is lief vir koffie en beskuit. En jy maak die koffie en dan, party mense hou daarvan om die hele koppie koffie in sy beskuit te absorbeer. Ek dink ek is bietjie sensories uitgedaag. Want as ek daai krummel sluk, hy gril my in 'n ander bloedgroep in. So ek drink altyd my koffie half en die laaste bietjie gebruik ek my beskuit. Maar die idee van koffie en beskuit is jy druk hom in. En dan suig daai beskuit daai koffie op. Ek maak seker voor hy breek het ek hom eet. Maar ander mense wil hy moet breek, kan eet hulle om met 'n lepel. Ja. Kom ek vra jou, kom ons sê jy's vinnig. En jy druk jou beskuit in en jy haal hom uit voor hy breek. En jy besluit jy gaan hom nie eet nie. En jy sit hom op die kant neer sodat hy weer droog word. Kan jy die koffie smaak uit daai ingedoopte beskuitjie uithaal? Jy wat hom eet wanneer hy sag word. Wat gebeur met die koffie en die beskuit in daai oomblik? Daar's 'n Engelse term, they infuse. Jy kan nooit weer die koffie uit daai beskuit uithaal nie. Jy kan nooit weer die effek van die beskuit ook in die koffie uithaal nie. Christus kom en ek en jy word die beskuit wat ingesluit word in die koffie. Jy kan dink wat jy wil, maar jy's ingesluit. Maar die hartseer saak is, die veel meer begrip wat Christus wil hê ek en jy moet van leef, dit word beïnvloed. Nie jou ingesluitheid nie. Jy sien, God het 'n plan vir jou en vir my, maar vir my en jou, om in daai plan te leef en in daai plan te funksioneer, moet ons van die regte plek af leef. En nie in 'n plek waar ons glo, maar hierdie het nou nie regtig 'n effek op my lewe nie. Koffie en beskuit, wanneer jy kies om hom te doop, word een konsep. Sien, hy sê, jy kan nie van hierdie ou verwysing leef nie. Dit steel jou van die waarheid van wie jy is, en hoe jy interaksie het met mense om jou, hoe jy jou krisisse hanteer, want as ek verstaan ek is ingesluit, dan word my krisis 'n druppeltjie in die emmer van dit wat hy in my gedoen het. En hy help my om deur dit te bestuur. Ons kan nie die effek van ingesluit weer in ons lewe wegvat nie. Hy is ons Vader. Hy is alles in ons en vir ons. Jy sien, omdat hy vir ons gesterf het hy daai effek en daai seer heeltemal weggevat. Maar jy sien, ek kan elke dag vir my kind sê, ek's lief vir jou, jy's myne. Maar hy moet dit glo en van daai waarheid af leef. Hy moet weet, alles wat ek het is syne. Hy moet weet, alles wat ek doen is vir hom. Dit sal vir my sleg wees as my kinders my yskas moet oopmaak en sê, pa, mag ek ietsie kry? Nou is dit die teendeel, dit frustreer my dat as ek die yskas oopmaak en dit wat ek vir my gehou het, is weg. Maar dis die prinsip. Dis die prinsip, want hy's ingesluit. Jy sien, kinders lewe van die prinsip. My geld is my geld en pa en ma se geld is ook my geld. Hulle is ingesluit. Jy sien, en daarom is die doop, hierdie praktiese uitdrukking wat ons julle vanmôre oor uitgedaag het, so 'n belangrike uitdaging. Want dit sit verantwoordbaar uit op jou en my om in 'n familieomgewing ons te identifiseer met Christus en nie meer met Adam nie. Jy sien, wanneer ons deur die doopproses gaan, vra ons altyd die familie. Kan jy getuig dat jy Jesus aangeneem het as saligmaker? Jouself herbelyn het? Doen jy dit omdat jy dit wil uitdruk, wat met jou gebeur het? En dan derdens, kan ons in hierdie familie jou verantwoordbaar hou? Jy sien, wanneer jy my sien deur die doopwater gaan, en ek saam met jou in Pick n Pay in die ry staan en jy verloor het in Pick n Pay, dan kan ek mos vir jou sê, hey,
Jy lewe nie nou 'n ingesluite lewe nie. Die verklaring wat jy gemaak het in die familie is nou nie akkuraat nie. Dis hoekom die doop belangrik is. Want mense weet presies waardeur jy was, waar jy vandaan gekom het en wat jy nou bely. Jy sien, die doop is nie die ding wat jou en my in die hemel kry of jou van die hemel skei nie. Maar waarom sal ek nie my troupand dra as ek getroud is met my vrou nie? Ek wil hê almal moet weet, ek is getroud. Ek wil hom nie in my sak sit, ek wil dit bely, want my lewe het verander. Ek wil lewe in die volheid van daardie uitdrukking. Ons is ingesluit oor dit wat Christus gedoen het. En dis 'n publieke belydenis van daardie ingesluitheid. 'n Sigbare bevestiging van my identiteit in hom. En dis ook iets wat ek doen. Jy sien, geloof sê, ek klim van die boot af en ek loop op die water. Ek onthou, my hart, toe ek baie jonk was vir die Here gegee. Maar ek het altyd hierdie idee gehad, ek sal myself laat doop wanneer ek reg is. Dankie tog, die Here het nie vir my gesê, ek gaan jou in verhouding bring wanneer ek vir jou reg is nie. Want dalk was die Here nog steeds nie vir my reg nie. Dis 'n stap van publieke belydenis. Dalk is dit hoekom ek dit nie gedoen het nie, want ek wou nie hê ouens met my verantwoordbaar hou, of kritiseer as ek nog dom goed doen nie. Maar dit gaan nie oor dit nie. Dit gaan oor my belydenis, en dit wat in my hart posgevat het. In die doop sê ek ja vir Christus. Ja, ek is in Christus. Ja, hy's in my en hy leef deur my. Jy sien, dit bevestig my identiteit en gee my nuwe denke en 'n nuwe lewenspatroon. Romeine 6 vers 11 sê, so moet julle ook reken, dat julle wel vir sonde dood is. Vir die van julle wat goed is in boekhou of dalk ouditeurs is en rekenmeesters, reken is 'n boekhouterm. En reken beteken, dis 'n plek waar ons feite en syfers bymekaar kry. En vir die van julle wat met syfers werk sal weet, syfers is swart en wit. Jou inkomste en uitgawes bepaal jou wins. Jou uitgawes bepaal of jou besigheid likwid is en of hy nie is nie. Jou bates kan nog daai likwiditeit aanspreek as jy meer bates het as uitgawes. Maar reken help jou om te verstaan wat die werklikheid is. So, syfers kan nie kom en sê 10 plus 10 is 40 nie. Christus se ingesluitheid en waarde vir jou en my bevestig eintlik net die feite in ons lewe. Ons moet net daai 2 plus 2 is 4 elke dag in ons lewe leef. Dis soms, en ek verstaan dit, dis soms moeilik om die waarheid van ons nuwe identiteit te glo. Dis baie keer moeilik om dit te leef, want die wêreld probeer vir ons sê hoe ons moet leef. Die wêreld probeer vir ons sê ons is nie goed genoeg nie. Die wêreld probeer vir ons sê ons is skuldig. Maar dis waar ek en jy daai dissipline en keuse moet maak, om onsself elke dag opnuut vas te maak aan die waarheid van sy woord. Om sy woord toe te laat, om elke dag in ons lewe gestalte te vind, en vanuit dit te leef, want waarom? Geloof kom deur die gehoor. En Johannes sê in die begin was die woord was God, en die woord is God. So daarom moet jy bely, as jy in die oggend in die spieël staan, Here, vandag gaan 'n goeie dag wees. Vandag verstaan ek my ingesluitheid en die beloftes in my lewe. Al het ek hierdie uitdrukking van moeilikheid in my lewe, by die werk, in my verhoudings, in my finansies, dit beïnvloed nie die feit dat ek ingesluit is in U nie. En ek wil vir julle vir 'n oomblik voorhou wat die boodskap, parafrase oor Romeine 6 sê. En ek kan amper Paulus hoor in hierdie doodeenvoudige Afrikaans. Hy sê, wat doen ons nou? Hou ons aan Sondag sodat ons vergewe word? Kom ons doen 'n bietjie verkeerd, dat ek net die Here se liefde weer in my lewe kan beleef. Dan sê hy, ek hoop nie so nie. As ons die land van sonde verlaat, hoe kan ons nog daar bly? Kom ek vra jou, is jy vandag hier in Hartbeespoort en op dieselfde tyd is jy in Namibië, in Windhoek? Is dit moontlik om so te leef? Want dan is jy deel van die Amazing Four, die Fantastic Four, ou stretch. Helfte van jou is hier nou, dis mos nie moontlik nie.
maar ons laat toe dat ons gevange word in ons gedagte en ons leef so. Mag die gestalte van sy ingesluitheid in jou lewe sigbaar word in alles wat ek en jy doen. Jy weet wat ons doen in 'n praktiese voorbeeld, ek het 'n huurhuis en ek is 'n verskriklike persoon. Ek loop net in by jou huis wat jy by my huur enige tyd van die dag. Sluit die huis oop en sê, luister, hoekom lyk hierdie plek soos 'n varkhok? Hoekom is die gras nie gesny nie? As ek môre terugkom en dit lyk so, stap sommer in die huis in, al verhuur ek kom aan jou en ek gebruik jou badkamer. Jy kom van die dorp af en ek's in die stort. Sê my, hier, wat dink jy doen jy? Wel, is my huis. Jy kan uittrek sien nie van dit hou nie. Maar hierdie om by my, dis my huis. Gaan nie deur agentskap nie, is my huis. En jy besluit, so kan dinge nie aangaan nie. Jy bid oor hierdie saak. En eendag kom daai slegte huiseienaar aan en sê, ek is so bly ek's ontslaaf van julle, ek het die huis verkoop. En hier's die nuwe huiseienaar en julle ontmoet hom. Wat 'n fantastiese mens. Bring onmiddellik die huur af. Wat kan ek in die huis regmaak? Julle hoef nie meer gras en goed te sny nie. Ek kry vir julle mense wat die tuin 1 keer 'n week vir julle kom doen. Wat ook al ek kan doen, vra my. Ja, en jy leef in hierdie plek en jy kan dit nie glo nie. Dis net te goed om waar te wees. En so 'n jaar later kom die slegte huiseienaar wat die huis verkoop het weer al verby. Klop aan die deur bombasties, maak die deur oop. Wat gaan hier aan? Hoekom lyk hierdie plek so? En ewe skielik is jy terug by toe hy die huiseienaar was. En ewe skielik begin jy verduidelik. En ewe skielik voel jy skuldig. En ewe skielik funksioneer jy toe hy gesag het gehad het oor jou. Maar hy het niks te sê nie. Want hy is nie meer die huiseienaar nie. Die regte ding is om te doen, is om vir hom te sê, luister Bert, vat jou paai en waai. En die deur in sy gesig toe te slaan. Maar die feit dat ek die deur oopmaak en met hom gesprek voer. En dis nou 'n praktiese voorbeeld van baie keer wat ons doen. Ons bly in die nuwe huiseienaar se huis. En ons het hierdie ongelooflike omstandighede. En wanneer die slegte net weer 'n draai maak, en net weer 'n bietjie kom druk, en net weer 'n bietjie wil arm druk, dan is ons weer in daai plek van waar ons skuldig voel oor hierdie persoon en sy verwagting. Ons hierdie is so 'n belangrike waarheid vir jou en my. Sy Gees werk in en deur ons. Die fokus van ons lewe is nie meer op die seer pyn en die skuld van die wêreld nie, maar is in die feit dat ek en jy geregverdig is deur Christus se dood op die kruis, dat ons ingesluit is in hierdie waarheid en dat dit nou die verwysing van ons lewe word. Romeine 6 vers 15 en met dit begin ek saamvat. Aangesien God se genade ons vrygemaak het van die wet, beteken dit ons kan nou voortgaan met sonde? En ek dink ons het dit vasgemaak, nee. Want om te verstaan dat ek ingesluit is, beïnvloed my gedrag. Ek spartel nie in die swembad nie, ek's gefokus op die wedloop. Hoegenaamd nie. Besef julle dan nie dat waarvoor 'n mens jou as slaaf beskikbaar stel, jou baas word. Ouens, ons lewe nie van skuld nie. Ons lewe van regverdigheid. Ons is regverdig. Ons is in hierdie verhouding met hom. En ons groei in hierdie verhouding om hierdie ingesluitheid, hierdie identiteit, hierdie waarheid ten volle sigbaar te maak. Verder hy sê, jy kan die sonde kies om te lewe van Adam af, daarmee saam die dood. Of jy kan kies om God te gehoorsaam en volgens sy wil te lewe. Elke dag te kies. En hoe meer ek kies, hoe meer word dit leefwyse, hoe meer kry dit uitdrukking in my lewe. Julle moet vir God dankie sê, dat julle wat voorheen slawe van die sonde was, nou met julle hele hart gehoorsaam geword het, en die ware evangelie, wat aan julle oorgelewer is, verlos van die sonde, wat julle slawe van geword het, van dit wat reg is, voor God. Ek en jy in ons lewe,
kom elke dag by 'n kruispunt. Elke dag word ons lewe beïnvloed. Elke dag probeer die wêreld vir ons sê, ons is ingesluit in die wêreld se mandaat, die wêreld se idee, die wêreld se filosofie, die wêreld wat kyk na ons en ons meet of ons waardig is of nie. Christus kom en herinner jou en my vandag, ons is ingesluit in 'n ander waarheid. Ons is ingesluit in Christus. En dit hou soveel waarde en belofte vir jou en my in. Dit beteken ons is klaar met hierdie uitdrukking van goed genoeg te probeer wees. Skuldig te voel. Minderwaardig te wees. Want ons is ingesluit in dit wat Christus gedoen het. En daai ingesluit beteken die gesag, die mandaat, die beloftes wat ons het. Alles wat hy gedoen het, beïnvloed ons en gee ons nuwe uitdrukking in hoe ons leef en hoe ons met mense en sy beplanning en plan vir ons lewe laat realiseer. En ek wil jou nooi vir 'n oomblik net daar waar jy is, terwyl die musiek net vir ons saggies speel, dat jy vir 'n oomblik jou oë sal sluit. En ek wil jou met 2 goed uitdaag vanmôre. Dalk voel dit vir jou nie altyd of jy ingesluit is nie. En dat dit vir jou voel of jy skuldig voel en partykeer terugverwys na hierdie verwysingsraamwerk van die wêreld. En dat jy so hard probeer om die invloed van die wêreld in jou lewe en die aanvaarding 'n deel van jou lewe te maak. Dan wil ek jou vra vanmôre of jy nie die besluit wil maak om vanuit die waarheid te leef wat hy al reeds vir jou gedoen het en gegee het nie. Jy is ingesluit in 'n nuwe waarheid. Jy is ingesluit in 'n nuwe verwysing. Jy hoef niks te doen nie, want hy het al reeds alles gedoen. En dat jy vanmôre daai besluit sal maak, en van nou af elke keer wanneer jy uitgedaag word in keuses wat jy moet maak, vanuit hierdie verwysing die keuse sal maak. En nie terug sal verwys na die ou lewe nie. En saam met dit, die tweede deel wat ek jou wil uitdaag voor is, net daar waar jy is, dat jy in jou stilte, in jou eie uniekheid vir die Here sal sê, Here, dankie dat ek ingesluit is. En ek wil hê jy moet dit 'n paar keer sê, net daar waar jy persoonlik is in jou hart, totdat jou hart vat. Want is die daai geloof wat ons leef. Dankie dat ek ingesluit is. Dankie dat die beloftes die waarheid is. Dankie dat wat ek beleef om my nie 'n verwysing is van hierdie waarheid nie, maar dat hierdie ingesluitheid my lewe, my aksie, my alles beïnvloed. En dat jy dit net vir 'n oomblik, voor ek vir ons afsluit in gebed, daai waarheid sal bely en sal vasmaak. Nou in Jesus naam. Nou in Jesus naam. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Here, veel meer is so groot, omvattende term. Veel meer beteken veel meer. Veel meer as wat ons kan dink, is die beloftes en plan vir ons lewe. En het alreeds alles gedoen, en ons alles ingesluit in die belofte van veel meer. Maar ons lewe in 'n gebroke wêreld. Ons lewe met gebroke verhoudings. Ons lewe met seer en pyn. En baie keer sluit ons onsself in daai realiteit in. Hoewel ons klaar ingesluit is in die belofte, kies ons soms te funksioneer van daardie leuen. Ons kies dit. Want sonde en die reg van die wêreld het nie meer gesag oor ons nie. Maar ons verwys soms terug na Adam verwysing. Here, vanmôre maak ons die besluit in ons harte vas. Ons kies om dissipline van die waarheid in ons lewe vas te maak opnuut. En vanuit 'n ingeslote verstaan te lewe.
En alles wat ons doen, hoe ons optree, wanneer ons by die werk is, ingesluit waarhede te leef. Want wanneer ons ingesluit is en ingesluit leef, beïnvloed dit elke komponent van ons lewe. Hoe ek met my vrou werk en my man, my kinders, my familie, my vriende, my werk, my omgewing, alles word deur daardie waarheid beïnvloed. Mag ons nooit ons identiteit verloor ten opsigte van dit wat die wêreld sê nie, maar altyd van die waarheid van dit wat U sê en alreeds in ons en deur ons gedoen het. En ek eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Net voor ek oorgee aan Karin, ek wil jou waarborg, hierdie week gaan jy uitgedaag word oor jou ingesluitheid. En dit kan kom in 'n baie eenvoudige vorm. Dit kan kom deur 'n verhouding, deur 'n argument. Dit kan dalk kom deur interaksie by die werk of op die sportveld of in jou finansies of wat ook al dit kan wees. Mag jy jou krisis en jou oomblik, jou kwaad in hierdie week en elke oomblik van jou lewe funksioneer van hierdie waarheid. Jy is ingesluit. Jy is regverdig verklaar. Jy is syne en niks kan, gaan of sal ooit daardie ingesluitheid in jou lewe verander nie.